So, Gerard sê dat jy moet breekforce sit op elke lyn bo jou lintel. Nou, Gerard, ek verstaan hoekom jy so sê, want baie mense in die bedryf sê so, is common practice kan mens maar sê. So, ek sê nie is verkeerd nie. Wat ek wel sê is, as jy gaan kyk na die regulasies, die Suid-Afrikaanse nasionale standaarde 10400, ek dink die module is kaal. Daarin sal hulle vir jou verduidelik, of wat volgens regulasie moet gedoen word. Op jou lintel, daar direk op hom, breekforce, dan steen, en so bou jy aan. Dan elke 5de ry in enige muur, volgens die SANS dokumentasie, volgens NHBRC, want hulle loop maar hand aan hand, sê hulle elke 5de ry. So ek hou van elke 3de ry, dis waar ek myne sit. Tensy jy op 'n projek kom waar 'n ingenieur iets anders spesifiseer. Ingenieur sal sê, hy soek dit elke ry, of elke 3de ry, of elke 5de ry. En dan doen jy dit presies so, want dis jy wat afteken. Maar as daar nie 'n ingenieur is nie, dan, soos ek sê, ek sit om elke 3de ry, en dan op hierdie ene, veral hier waar jy kan sien, op die lintel, het ek hom direk daar, dan eerste ry, dan tweede ry, en dan nie verder nie. Want hulle praat nie in die regulasies van overcrowding. Want sement, steen en breekforce sukkel klein bietjie meer om te bind. Dan die laaste ding op my punt is, jy maak nie 'n muur sterker as jy breekforce op elke lyn sit. Hy gaan nie 5 keer sterker word of 4 keer sterker of whatever die saak mag wees nie.